Môre sê, woensdagoggend kuiertyd. Ons eerste kuier vir die jaar 2026. Van my en Mariana af mag die jaar 2026 vir jou en jou geliefdes die allermooiste inhou. Desembertyd is kuiertyd by die familie. En ja, op die snelweg het 'n ou nie 'n keuse nie. Jy moet maar die sonbril nader trek. En hierdie is maar een van die beste uitvindsels wat jy seker nog gekry het, om binne sekondes jou lens te verander. En in 'n oogwink van 'n bifokale, gewone leesbril, draadbril, onmiddellik te kan beweeg na 'n goeie sonbril. En ja, dit het my iets ook laat besef vir die jaar 2026 wat voorlê. Elkeen van ons het tog 'n bril waarmee ons die jaar lees, waarna ek en jy met dit wat in ons is, die jaar wat voorlê beoordeel. Die Here gee vir Jakob so 'n bril om sy onbekende pad wat vir hom voorlê mee te lees. Nou ons weet Jakob het moeilikheid gemaak en hy is in 'n sekere sin op die vlug. En ja, so lê hy sy kop op 'n klip en hy slaap. En in sy slaap gee die Here vir hom hierdie woorde, in my woorde dan 'n lens waarmee hy die seisoen wat voorlê en die onbekende mee moet lees. Die Here sê vir Jakob, ek is by jou, ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. En ja, as dit my en jou bril is, hierdie gedeelte Genesis 28 vers 15 vir die jaar 2026, dan sien ek onmiddellik die jaar anders. Die oomblik as ek hierdie lens opsit, verander alles rondom my. Kleure verander, diepte verander. En dis wat die Here ook vir my en jou wil gee deur hierdie enkele vers om te sê, ek gee dit vir jou vir die jaar 2026. Om dit wat voor jou lê, dit wat besig is om te gebeur, dit wat om jou is, om dit in 'n ander perspektief te plaas. In 'n beter perspektief, waar jy 'n groter kans het om dan noukeurig op te let, omdat daar sekere nadelige sonstrale in die geval van hierdie lens uitgeweer word. Maar ja, die ou Satan val my en jou aan op plekke, veral in onseker tye, waar hy weet ons kwesbaar is, waar ons dalk bekommer of wat ook al. Maar hier het ons die voorreg om te sê, ek gaan my jaar wat voorlê. Dit wat ek weet al kom, dit wat ek nie eers weet wat kom nie, ek gaan dit kyk deur hierdie bril van Genesis 28 vers 15. En soos Jakob daai volgende oggend opgestaan het en die nuwe seisoen aangepak het met 'n ander gesindheid, kom ek en jy pak dan elke dag van 2026 so aan, met 'n ander gesindheid, wetende dat die Here sê, ek is met jou, tree vir tree. Ek gaan saam met jou, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal by jou wees. Kom ons maak dit ons eie. Here, dankie dat ons die onbekende van die jaar 2026 vreesloos tegemoet kan tree. Wetende Here, U is met ons, U is by ons. Ons gee geen tree alleen nie. Wees dan met ons in hierdie jaar, Here. Lei ons, stap voor ons, maak ons paaie gelyk. Behoed en bewaar ons. In Jesus naam. Amen. Uitdaging vir die week. Het is een ding om 'n lens beskikbaar te hê. Dis 'n ander ding om hom op te sit en te gebruik. As hierdie lens gewoon hier lê, het hy vir my geen betekenis nie. Kan hy geen waarde toevoeg tot my sig, veral in helder sonskyn nie. Maar die oomblik as ek hom opsit en ek dra hom, dan begin hy vrugte dra in my
my eie lewe. En so is dit met hierdie gedeelte. En dis my uitdaging en jou uitdaging vir die week en die jaar wat voor lê. Kom ons vat daai gedeelte, vers 15. Kom ons gebruik dit as 'n lens. Kom ons bære hom hier, kom ons bære hom hier. En ons leef daaruit in die jaar 2026. Ek groet jou. Hê 'n wonderlike week. Al is dit jou eerste week agter die lesenaar, agter die werksbank vir die jaar 2026.